Ai, Poppie, waarmee is jy besig? Wat doen jy? Tannie, ek oefen vir die komrits. Hoorie, Poppie, die komrits is al verby. Dit was verlede naweek. Is nie tannie, dis môre. Nee, dit is nie môre nie. Dit was verlede week gewees. Ek het dit nog gekyk hoe hardloop daai mense. Jene, maar hulle het omtrent gehardloop. Ag, dan gaan ek ook nou maar ophou want ek het so hard geoefen vir hierdie storie. Ag nee, ek dink nie jy moet ophou nie. Jy oefen mos nou, dan is jy reg vir volgende jaar. Jy weet dit is so lank dit vat om te oefen, hè? As jy nou begin, is jy reg vir volgende jaar se komrits. Nee tannie, dit klink nou te harde werk. Dis moeilik. Nee man, jy moenie ophou nie. Weet jy wat, nê? Die komrits wat ek nou gekyk het verlede naweek, daar was 'n oom wat 83 jaar oud was wat dit klaar gemaak het. Daar was 'n ou wat dit 50 keer gedoen het wat klaar gemaak het. Ek is seker jy gaan dit kan doen met jou hele outfit. Ek gaan uitstaan tannie. Ek gaan my TV debuut maak. Maar dit gaan baie cool wees. Maar tannie, wat my geïnspireer het, ek het nou die dag 'n fliek gekyk. Ja. So ek het net 2 weke terug begin oefen vir hierdie storie en ek het geweet ek kan dit doen. Ja. Want as hierdie ouetjie dit kan doen, kan ek dit doen. Die fliek se naam was If I Had Wings. Tannie, ek het ook gewens ek het al wings gehad. En toe kry ek so lekker koeldrankie en toe drink ek hom. Want hulle het gesê it gives you wings. Maar tannie, ek het nie vlekkies gekry nie, glad nie. Maar tannie, in hierdie fliek het hierdie ouetjie, hy was baie lief vir hardloop. Maar daar was 'n probleem gewees. Hy was blind. Sure. Nou jy kan nie hardloop as jy blind is nie, want jy kan nie die pad sien nie. Ja. Jy kan nie sien as daar klippe of iets is nie. Maar die coaches en alles het geweet, hy hou daarvan. En toe die coach 'n blink plan gekry. Want daar was 'n ouetjie tannie, nê? Hy het bietjie droog gemaak. Hy was baie stout. En hulle wou gehad het hy moes iets anders doen dat hy nie so stout kan wees nie. Ja. Maar hy is ook goed met hardloop. En hulle het hom toe gekry om te gaan en hierdie ouetjie wat blind is, kom ons sê hy is sommer Abel, en om vir Abel te help om te hardloop. Sure. So dan het Abel sy hand so op die skouer gesit en saam gehardloop. En so het die ander ouetjie hom gelei tannie. En tannie eers was dit maar 'n moeilike ene, want hulle het beklei. En uiteindelik was hulle beste vriende. BF's Ja. tannie. Maar tannie, en toe het hulle gehardloop en uiteindelik was daardie twee deurna gekwalifiseer vir 'n groot wedloop. Soos die komrits, tannie. Ja. En die dag het aangebreek en hulle het begin hardloop. Nou hulle ken nou al die roete, hulle weet waar om te gaan, maar nog steeds kan die ouetjie nie sonder die ander ouetjie hardloop nie. Maar tannie, hier amper by die einde, Ja. toe het hierdie een ouetjie sy skouer weggevat en die ouetjie wat blind is, ou Abel, het amper gestruikel en amper sy neus teen die grond gekonnekt. En tannie, toe skree die een vir hom, hardloop, jy ken die roete, gaan, jy's amper daar. Hy sê, ek kan nie sien nie, hy sê, jy kan, jy weet toe. En tannie, toe hardloop hy en hy hoor, hierdie ander ene kom agter hom aan en hy weet, daarvoor iewers moet die wenstreep wees. En hy hoor die mense wat vir hom hande klap, tannie, en hy weet, hy's amper daar en hy het gehardloop en tannie, hy's oor die wenstreep, binne in sy pa se arms in. En toe wen hy tannie, want hy het geweet tannie, daar aan die kant wag vir hom 'n prys. Hy het 'n medalje gekry en sy pa was daar. Jo, dit is regtig 'n mooi storie. Sy tannie ook begin het om vir die komrits te hardloop. Wel, nou hierdie storie voel dit vir my ons almal moet begin oefen vir die komrits, want dit is 'n baie mooi inspirerende storie, maar Poppie, weet jy wat tref my so, dis eintlik hoe die lewe ook is, nê? Die lewe is 'n wedloop. En die lewe is 'n wedloop waar mens baie keer
lekker baie krag en moed en energie het en lus is vir 'n klomp goed. Maar partykeer is daar goed wat mense laat struikel en val. Goed wat vir jou moeilik is. Dalk is daar 'n maatjie wat met jou lelik is, jou boelie, dalk is goed by die huis nie so lekker nie. Dalk het jy sommer regtig geval in jou arm en jou been gebreek. Of iemand is siek dan Of iemand is siek of ag jy voel net nie lekker nie en dan weet jy wat dan voel mens baie keer mense wil sommer net opgee. So hierdie storie is eintlik so inspirerend om te sê ons kan aangaan, nê? Ons lewe, ons kan aangaan en ons kan ook hierdie wedloop van die lewe voltooi en Want dit is so moeilik. Hoe staan jy net op? Wel, dis die lekker ding van die wedloop van die lewe, nê? Is Jesus is by ons. Hy los ons nie as ons hierdie wedloop moet hardloop van die lewe nie. Hy is elke treetjie wat jy gee, is hy by jou. Soos daai maatjie by Abel was in die storie, so is Jesus by ons en hy's daar om ons te help, om ons op te tel, om ons krag weer te gee, moed te gee, liefde te gee, genade te gee, vergifnis te gee. Dis eintlik baie mooi. Maar Tannie, wat is dit in vir my? Gaan ek iets kry? Ja, dis die cool deel, nê? In hierdie wedloop van die lewe is daar ook vir ons 'n prys. As ons dit met volharding voltooi, dan kry ons op die ou ende die ewige prys. Dis soos 'n kroon op jou kop, want jy's dan in die koninkryk van God. Ons is nou reeds besig met dit, maar aan die einde wag daar vir ons 'n finale ewige wonderlike prys. Tannie, soos 'n regte kroon op jou kop. En gaan Jesus ook daar wees? Ja, wel, dit is wat in die Bybel staan. Kan ek vir jou lees wat staan? Ek sit nou jy's hier vandag, jy hardloop rond en oefen en ek drink maar koffie en lees Bybel. So kom ek lees vir jou toevallig wat nou hierso staan, nê? In 2 Timoteus 4 vers 7 staan daar: Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en uit volgehou. Daai is soos volharding, is en uit volhou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my. En wat is dit? Die oorwinnaarskroon, dit is die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee. En nie net vir my nie net vir jou nie, Poppie, maar vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Met almal wat hierdie wedloop hardloop van die lewe saam met Jesus en met ons oë gefestig op hierdie wenstreep. Ja, Tannie, dit klink so lekker. Dit voel of ek weer wil hardloop. En nou, dit gaan sommer great wees om te weet Jesus wag daar vir jou. En jy kry 'n kroon. Dis 'n great prys, Tannie. Dis 'n wonderlike ding. Nou, dit beteken nou nie ons moet nou letterlik hardloop nou van huis af skool toe en tussen die winkels rond nie. Maar dis wat 'n wedloop is, Tannie. Nee, dit sê die lewe is soos hierdie pad waarop jy is. Nou, dis lekker om te hardloop, maar as jy partykeer bietjie sit en Bybel lees en koffie drink en partykeer bietjie net so met mense wees in die skool is, jy hoef nou nie die hele tyd te hardloop nie. Okay. Ja, dis ook lekker om te hardloop en as jy die Comrades wil hardloop, is dit baie lekker, maar dis vir ons eintlik, ons noem dit 'n metafoor of 'n beeld om te sê ons lewe is soos 'n wedloop met 'n wenstreep aan die einde waarby ons dan hierdie oorwinnaarskroon kry. Maar hierdie mieliepit verstaan dit nou, Tannie. Ja, dit is eintlik baie 'n mooi voorbeeld en die belangrikste om te weet van hierdie wedloop is twee goed. Is ons doen dit saam met Jesus. Ja. Hy is by ons, hy los ons nie. En daai kere wat jy sien nou maar bietjie struikel en val en deur iets moeilik of seer of sleg gaan, dan hoef jy nie te dink, ag, nou is ek alleen en hoe gaan ek opstaan nie? Jy weet, my Jesus is by my. En die tweede ding is daar's 'n wenstreep. En ons moet ons oë op daai wenstreep hou en daai oorwinnaarskroon wat ons by Jesus kry. Dis wat die belangrikste is van die wedloop van die lewe. Ja, maar Tannie, weet Tannie wat? Ek dink ook dis baie belangrik dat 'n mense moet aancheer en daar moet toeskouers op wees. So ek dink dalk moet ek bietjie 'n toeskouer word en na alles kyk. Jy is so reg, Poppie. Dit staan ook in die Bybel, nê? Die skare van die geloofskare wat langs die wedloop is. En dis wat ek en jy nou vandag vir mekaar doen. Ons moedig mekaar aan om te sê ons is saam met mekaar ook op hierdie wedloop, nê? Dit staan, ek het dit ook gelees. Dit staan hier in Hebreërs 12 vers 1 tot 3 dat daar mense is wat ons
aanmoedig om aan te hou en op te staan. En ek en jy kan mekaar nou vandag aanmoedig, maar weet jy, by die kinderkerk, ek weet dis nou lang naweek, so almal is bietjie rustiger, maar ons kan ons kinderkerkmaats kan ons aanmoedig as ons by die kinderkerk by mekaar is. Ja. Selfs as jy by die skool is, kan die maats daar aanmoedig. En waarvoor moedig jy hulle aan? Om te weet Jesus is by hulle, om te weet daar is 'n wenstreep en 'n oorwinnaarskroon, om moed te hou, om op te staan as daar struikelinge is, goed wat hulle laat val het, om net vir hulle drukkie te gee en te sê, "Hey, ek is ook hier en ons gaan dit doen." Ja, Tannie, dit klink na goeie werk in hierdie wedloop, is om hulle aan te moedig. Ek sal hulle aanmoedig. En ek dink ek moet die Comrades mense ook volgende jaar gaan aanmoedig daar by die Comrades. Poppie, jy nou klaar begin oefen. Weet jy waar moedig mense ook die mense aan terwyl jy draf? So ek en jy gaan sommer saam daar by die beginstreep staan, want ons gaan nou oefen. Ek gaan Tannie saam met my volgende jaar die Comrades hardloop. En dan moedig ons al die mense aan. Jo, dit klink great, Tannie. En weet jy wat's lekker? As ons moeg raak, dan gaan daar mense wees wat ons ook aanmoedig. Ja, staan nie reg hiervoor. Wel, ek sal nou maar my koffie klaar drink en dan moet ons maar begin, jong. Ons het net 'n jaar tyd. So. Ja. Poppie, kan ek vir jou bid? Ja, asseblief, Tannie. Sommige vir ons maats wat luister. Ja, en ek wil die beste toeskouer wees wat daar is. Okay. Here, dankie dat ons uit die Bybel uit kan leer van die lewe wat soos 'n wedloop is. 'n Wedloop wat partykeer moeilik is en ons moeg inraak en sommer net klomp goed ervaar wat ons dink, "Sjoe, hoe gaan mens aan?" Maar in die Bybel leer hy vir ons gaan aan omdat U by ons is, omdat daar mense by ons is wat ons aanmoedig, wat ons help, wat ons sommer net saam met ons dit ook stap en omdat daar 'n wenstreep is waarop ons oë moet hou. Dankie vir hierdie storie en ek bid vir elke kinderkerkmaat wat dit luister en dalk voel hulle is 'n bietjie moeg, dat U vir hulle deur hierdie Bybelstorie ook en hierdie storie van die fliek ook in hulle harte kan laat besef. U gee vir hulle nuwe moed en nuwe krag en hulle kan weer opstaan en aangaan. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Dankie Tannie Michelle. Ek gaan nou vir my popcorn maak, Tannie, en ek gaan nou hardloop na die bank toe en dan gaan ek 'n Comrades van hierdie jaar op catch-up kyk. En dan net Tannie, is ek ready vir volgende jaar. Dan Nou, okay Tannie. Ja, mooi bly